Goeiedag. Ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. Die lewe het 'n manier om in 'n enkele oomblik van kalm na chaoties te verander. Het dit al ooit met jou gebeur? Soms beweeg mense deur die lewe met die aanname dat as hulle God volg, alles reg sal verloop. Hulle doen goeie dade, is gehoorsaam en verwag dan om 'n lewe van onderbroke gemak in ruil daarvoor te ontvang. Maar Jesus het ons nooit 'n maklike reis beloof nie. Inteendeel, Jesus het gesê dat ons dit moeilik sal hê in hierdie wêreld. God het nie beloof dat ons nooit deur beproewinge sal gaan nie. Maar hy het wel beloof dat hy by ons sal wees deur alles. Dink aan Sadrag, Mesach en Abednego wat in die brandende oond gegooi is. God het nie gekeer dat hulle in die vuur gegooi word, maar hy was saam met hulle in die vuur. Daniël 3 vers 24 en 25 sê: Toe het koning Nebukadneser verskrik geword en haastig opgestaan. Hy het sy raadsmanne toegespreek en gesê: Het ons nie 3 manne geboeid binne in die vuur gegooi nie? Hulle antwoord en sê aan die koning: Sekerlik, o koning. Hy antwoord en sê: Kyk, ek sien 4 manne los binne in die vuur wandel, sonder dat daar 'n letsel aan hulle is. En die voorkoms van die 4de lyk soos die van 'n godeseun. Die doel om Jesus te volg is nie om elke probleem in jou lewe te ontsnap nie. Jy word nie gegradeer op grond van of jy aan die einde van jou lewe die wenstreep sonder 'n enkele skrapie of letsel bereik het nie. Nee, die ware maatstaf van 'n genadevolle lewe is of jy uiteindelik 'n bietjie meer soos Jesus lyk as wat jy gelyk het voordat hy deel van jou lewe geword het. Dit is om een getroue stap na die ander te gee. En so Sadrag, Mesach en Abednego te kan sê: Here, ons glo U kan ons red. Maar selfs al doen U dit nie, sal ons U steeds vertrou. Here, ek bely vandag dat ek dikwels die maklike pad soek en dan paniekerig raak wanneer die lewe my planne de mekaar krap. Dankie dat U my nie 'n probleemvrye lewe beloof het nie, maar eerder U konstante, onveranderlike teenwoordigheid in my omstandighede. Vergewe my dat ek op my eie krag staatmaak en probeer om uitkomste te beheer wat geheel en al aan U behoort. Help my om U hart te vertrou en om te rus in die stille versekering dat U in beheer is. In Jesus naam bid ek dit. Amen.